Hallo almal, ek hoop het gaan almal goed met julle en dankie dat jy hierso vandag by my aangesluit het. Miskien sal die mense dink dit is 'n bietjie vreemd dat ek Afrikaans praat, want ek is eintlik Engels sprekend. Maar ek het besluit, ek wil miskien so 'n paar skriftelike waarheid deel met die mense in Afrikaans. So dit is vandag die rede dat ek nou hierdie video gaan doen in Afrikaans. Ek hoop jy sal dit geniet en verstaan en deel dit asseblief met iemand wat jy ken en ek hoop die mense se oë sal oopmaak vir die waarheid. Nou vandag gaan ek praat oor die feit van die name. Is dit belangrik dat ons die regte oorspronklike name gebruik vir die Messias? Ons dink dit is baie belangrik en laat ek maar begin om dit te verduidelik. Is dit belangrik om die Messias sy regte oorspronklike naam te gebruik? Volgens die Bybel is dit belangrik omdat niemand kom na die Vader behalwe deur die Messias. Johannes 14 vers 6. En die Vader doen die redding. Daar is geskrewe in Handeling 4 vers 12. En vra dat julle die skrif lees. In die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word. 'n Fantastiese belofte van die Messias. Daar is geskrewe in Matteus 18 vers 20, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hul midde. Maar mense in die kerke sê dat 'n naam is nie belangrik nie, maar net 'n eerlike hart is al wat tel. Hy weet wat in ons hart is, sê hulle. Daar is geskrewe in Matteus hoofstuk 7 vers 22 tot 23. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedrywe en in u naam baie kragtige gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Dit is snaaks dat hulle verwys na 'n naam 3 keer, maar volgens hulle is 'n naam nie belangrik nie. Hulle is eerlik, omdat hulle het van die gawes van die Gees gekry en is verbaas dat hy ken hulle nie. Hulle verwag dat as 'n goeie gelowige mens, hy sou hulle verwelkom. Daar is geskrywe in Matteus 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Daar is net een groep kerkmense wat by hierdie beskrywing pas, mense van die Christelike geloof, omdat hulle is verlei deur die skrifgeleerdes en die heerlingleiers. Daar is geskrywe in Johannes 10 vers 12, en die heerling vlug, omdat hy 'n heerling is, en niks van die skape omgee nie. Hulle probleem is soos volg. Nommer 1. Hulle gebruik nie die Messias se oorspronklike naam nie, maar Jesus, 'n naam wat net 400 jaar oud is, en as gevolg gaan hulle teen die Vader se wil, omdat hy die bevel gegee het, wat sy seun se naam moet wees, en dit sal jy vind in Lukas 1 vers 31. 2. Hy ken hulle nie, omdat hulle vergader in 'n ander naam wat vreemd is. Nommer 3. Die wil van die hemelse Vader is dat hulle al 10 van sy gebooie hou, maar hulle het die heidene dag van die son gevat en die 4de gebod, die Shabbat, gebruik. 4. As ons probeer om hulle te help
en die waarheid vir hulle te verklaar. Stel hulle nie belang nie. Hulle vra, hoe kan die hele wêreld verkeerd wees? Maar daar's 'n skrywe in Openbaring 12 vers 9. En die groot draak is neergewerp. Die ou slang wat genoem word duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Nou, wat van die gawes waarvan hulle gepraat het in Matteus 7, 22 tot 23? Geprofeteer, duiwels uitgedryf en kragte gedoen? Is dit Jehovah? Die huurlinge bly weg van hierdie volgende skrif, want dit is moeilik vir hulle om te verduidelik as die mense die betekenis sou vra. Daar is geskryf in 2 Tessalonisense, hoofstuk 2, vers 9 tot 13. Hy, wie se koms is volgens die werking van die Satan, met allerhande kragtige dade en wonders van die leuen, en met allerhande verleiding van onregtigheid, en die wat verlore gaan, omdat die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal Jehovah hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behaag gehad het in die onregtigheid. Maar ons moet Jehovah altyd ook oor hulle dank. Broeders wat deur Jehovah bemin word, dat Jehovah hulle van die begin af verkies het tot saligheid en die heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid. 2 keer is onregtigheid gebruik en verwys terug na Matteus 7, 23 wat vroeër gelees is. 3 keer is waarheid gebruik en dit is belangrik. Daar is geskrywe in Johannes 5, vers 43. Die woord van die Messias, Yeshua, die seun van Jehovah, sy vader. Ek het gekom in die naam van my Vader, en hulle neem my nie aan nie. As 'n ander een in sy eie naam kom, hom sal hulle aanneem. Die Christelike geloof neem Yeshua nie aan nie, maar hulle het die ander een met 'n heidennaam aanneem. Daar is geskrywe in 2 Tessalonisense, hoofstuk 2, vers 3 tot 4. Laat niemand hulle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Ons is in die laaste dae en dit is nou tyd om die skrifte te lees en vir jouself die betekenis te verstaan. Daar is 'n man wat 'n seun genoem is, wat die aanbieding in die kerk kry, omdat hy voorgee dat hy die Almagtige is. En die kerk, vir wie sing die mense en wat 'n naam gebruik hulle? Daar is geskrywe in 1 Johannes hoofstuk 4 vers 2 tot 6. Hieraan ken julle die Gees van Jehovah. Elke gees wat bely dat Yeshua, die Messias, in die vlees gekom het, is uit Jehovah. En elke gees wat nie bely dat Yeshua, die Messias, in die vlees gekom het nie, is nie uit Jehovah nie. En dit is die gees van die Antikris, waarvan julle gehoor het dat hy kom en hy is nou in die wêreld. Julle is uit Jehovah, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle. Ons is uit Jehovah, hy wat Jehovah ken, luister na ons.
Hy wat nie uit Jehovah is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Die toets van die gees van die waarheid is die belydening van die regte oorspronklike naam van die Messias. Antichrist beteken substituut, plaasvervanger van die Messias. En 2000 jare terug was hy al klaar in die wêreld. Sy tyd van openbaring is nou. Satan wil aanbieding kry, Matteus 4 vers 9. Wêreld, en om dit te kry, moet sy verleiding van die wêreld baie wyd en diep wees. Jehovah, die Almagtige, kry nie aanbidding en die Christelike geloof kerke nie. Dit gaan net na die substituut Messias, Jesus. In die einde van tyd sal kennis van die Hemelse Vader se naam Jehovah belangrik wees, soos altyd. Daar is geskryf in Joël 2 vers 32. En elkeen van die naam Jehovah aanroep, en elkeen wat die naam Jehovah aanroep, sal gered word, want op die berg Sion en Jerusalem sal daar ontkoming wees, soos Jehovah gesê het. En onder die vrygeraaktes, die wat Jehovah sal roep. Asseblief lees al die skrifte wat ons gelees het vroeër, en ek hoop dit sal julle help. Halleluja.